From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Here, ons wil sing, ons wil bly wees. Die graf is leeg. Toe Maria daar kom, toe vra, hoekom soek jy die lewende by die dooie? Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Dankie Here, dat ons ook kan leef in opstandingskrag. Dankie vir u woord. Dankie vir die Heilige Gees, u self, wat u woord u self verklaar. Here, ons maak ons harte oop om te ontvang, maar ook
onsself vir U te gee. In Jesus naam. Amen, amen, amen. Soos altyd het die dowes nie 'n saak met die klank nie. Sê ek hier, né? Alright. Ek gaan nou moedswillig wees en stil bly. Okay. Ons lees saam uit Romeine 8 vers 11. Kan dit op die bord wees? En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daar is altyd baie fokus en dis reg, ons moet dit nooit minder maak nie. Op die verlossing van Jesus Christus. Op die wonderlike bevrydingswerk wat Jesus gedoen het. Maar as ons mooi daaroor dink, wat sou dit beteken as lankal oudtyd God verlos Israel uit Egipte sonder 'n beloofde land? Waarvan is jy verlos as jy in elk geval in die woestyn moet leef? Dis die belofte van God in Jesus Christus vir jou en vir my. Ja, ons is verlos van die sonde, ons is uit Egipte, maar nou moet Egipte uit ons. En die beloofde land is daar die plek waar ek en God weer herstel is, waar ek vat waarvoor Jesus gesterf het, waarvoor hy betaal het. Die woestyn was nodig om Egipte uit my uit te kry. Want jy sien, in Egipte was ons slawe, en 'n slaaf kan nie erf nie, maar 'n kind erf. Jy kan die beste slaaf wees, jy kan alles reg doen. As jy ou man sterf, jy kry niks. Daai stout seun erf alles, want daar's bloed. Dis die seun. En God wil ons vanaand herinner dat toe Jesus opgestaan het, was die oorwinning behaal vir jou en vir my om te kan erf wat hy vir ons bedoel het. Deur hom is ons nou kinders van God. Alles het nuut geword. Daar's 'n belofte waarin ek en u moet leef. God het 'n rangorde. Ons wil so graag die belofte van God hê. Maar dan moet ons ook sy reëls volg. Die wet het jou nie gered nie. Dis die genade. Maar wanneer ons toelaat dat die genade in ons werk, stel ons onsself oop om te ontvang wat God beloof het. En God het 'n rangorde. God
dan die man, dan die vrou, dan die kinders. Die duiwel sien nie kans om teen God te baklei nie. Hy kan nie wen nie, hy kan net verloor. Maar hy sien kans om mans aan te val. Want wanneer hy die mans aanval, kry almal ondertoe swaar. Dis 'n oorlogsbeginsel, gaan so hoog as moontlik. En daarom word mans vreeslik aangeval in die tyd wat ons leef. Terwyl dat ons die draers van die belofte moet wees en dit moet oordra aan ons kinders. Want 'n man het 3 belangrike rolle. Hy is die priester, hy is die profeet en hy is die koning. Nou kom ek verduidelik vir u hoe dit werk. Die priester is die een wat in heiligheid tot God nader. Hy is die een wat homself reinig en sê, Here, was my skoon. En dan kom hy en hy priester, hy offer, hy praat met die Here oor sy mense. As jy wil hê dinge moet verander, moet jy as priester in die heiligdom van God inkom en sê, Here, ek erken u as God. Ek offer my gebed aan u. Ek praat met u oor my mense. Dis wat 'n priester doen. En wanneer 'n priester in die heiligdom, in die teenwoordigheid van God was, dan gaan hy uit as 'n profeet, wat sê vir die mense wat God sê. So die priester praat met God oor sy mense. Die profeet praat met die mense oor wat sê God. O manne wat priesters is en profete is, wat kom en sê, die Here sê so, uit sy woord, dis die beginsel, dis waarvoor ons moet leef, en soms kan dit streng en kwaai wees, maar elke goeie profesie bring hoop, bring 'n beter toekoms, want dis waarvoor profesie gegee is. En hier is die goeie nuus. Wanneer jy priester na God, wanneer jy profeet na jou mense, heers jy as koning. 'n Koning is nie 'n vet bul. Weet jy wat ek gedoen het nie? Sorry. 'n Koning is nie 'n vet ou wat daar lê en druiwe eet en almal maak hom cool nie. Dis nie die doel van 'n koning nie. Die doel van 'n koning is om so te heers dat dit met die gemiddelde mens in sy land beter gaan. As dit goed gaan met die land, dan sê ons daar's 'n goeie koning. Want as daar 'n slegte koning is, kry almal swaar. Ons wil almal konings wees. En daar's 'n nuwe soort evangelie wat sê ons is almal konings. Dis eers waar as jy verstaan dat jy priester en profeet, en dan sal jy koningskap. Dan sal jy 'n goeie toekoms hê. Want jy het met God gepraat oor jou mense. En jy het met jou mense gepraat oor God se standaard. Dis hoe jy heers. Dis daardie opstandingskrag van Jesus in jou wat nuwe lewe bring, wat 'n toekoms gee, wat 'n hoop gee. En wat die koninkryk laat groei. Ja, dis 'n enorme voorreg. Geen voorreg sonder verantwoordelikheid. In Joshua 1 vers 13 tot 16, ons gaan dit gou lees. Is die ding alright? OK, goed.
Dink aan die saak wat Moses, die knegt van die Here, julle beveel het, toe Moses gesê het, die Here julle God gee vir julle rusplek en sal hierdie land aan julle gee. Vers 14, julle vroue, julle kinders en julle diere kan bly in die land wat Moses julle oos van die Jordaan gegee het, maar julle self al die dapper helde. Nou gebaretaal is moeilik, want 'n dapper en 'n held is dieselfde gebaar. Maar ek hou van die Engels. Engels sê, the men of valor. Nee, die waardige manne, hulle het hulle self bewys deur dapper te wees. Maar julle, all the mighty men of valor, is mooi, hè? Moet gewapend voor julle broers deurtrek en hulle help. Next. Totdat die Here aan julle broers soos aan julle rus gee. En hulle ook die land in besit neem wat die Here julle God aan hulle sal gee. Dan kan julle teruggaan na die land van julle besitting wat Moses, die knegt van die Here, julle gegee het oos van die Jordaan, teen sonop en dit in besit neem. Vers 16. Toe het hulle Joshua geantwoord en gesê, alles wat u ons beveel het, sal ons doen. En waaroor u ons stuur, daar sal ons gaan. Okay. Alright. Nou is die agtergrond. Israel is oor die Jordaanrivier. Vooraf het elke stam geweet watter land myne gaan wees, watter stuk van die land myne is. Waar is my belofte? En hierdie gedeelte gaan daaroor dat party van die stamme het hulle belofte grond gekry, maar daar's ander nog nie gekry. En nou is hierdie opdrag vir Joshua om te sê, hey, jy het jou belofte gekry, maar hier is verantwoordelikheid. Jy moet jou broers, jy moet die ander gaan help, sodat hulle ook hulle belofte kry. Sien nie dat dit die werk van 'n man of valor, 'n dapper man is, om nie net te sê, wel ek het nou myne, ek is okay nie, maar ook sy broers. Al is hulle van 'n ander kerk, 'n ander stam, te help om hulle belofte te kry. En dan wanneer hulle dit doen, kom hulle terug na die belofte wat jy verloor niks as jy ander help om hulle belofte te kry nie. Daar's 'n ander dapper held, 'n man met die naam van Gideon. Gideon, en ek gaan nou nie diep daaroor praat nie, maar julle ken die storie van Gideon. In Rigters 6 lees ons sy storie waar die engel kom en hom groet en sê, dapper held. Wie ek? Hy sê, my stammetjie is die kleinste. En van hierdie stammetjie is ek die minste. En die Midianiete heers oor ons. Wie is ek? Maar sien jy die verskil, hoe die engel met hom praat en hoe hy oor homself dink. En ek wil vandag vir elke man sê, die Here kyk na jou, nie met waar jy staan, ja, maar ek is nie van die regte deel van die stad nie, ek is nie van die regte omgewing nie, ek het nie, my ouers is nie rykie, ek het nie, ek kry swaar, of watter verskoning ook al. Is dit die Here wat vir jou sien, want hy sien wat hy met jou kan doen. En hy sê vir hom, gaan in hierdie krag van jou. Nou die ou woord daar is, gaan in hierdie krokodilkrag van jou. Daai is, man, ek weet nie van jou nie, maar ek gaan nie met 'n krokodil stry nie. Ek gaan nie 'n fight piek met 'n krokodil nie.
Maar die Here sê, Gideon, dapper man, gaan in hierdie krokodilkrag van jou. Ek sal vir jou die oorwinning gee. Jy sien, dis wanneer jy die Here erken, en wanneer jy ook met die Here praat oor jou omstandighede en jou mense, en jy toelaat dat hy met jou praat, dat jy kan heers. Dis weer die prentjie van die priester, die profeet en die koning, die oorwinning. Ek praat nou baie met die manne vanaand. Wat nou van die vrouens? Nou wel, gaan lees Spreuke 31. Moenie loop nie, asseblief sit. Vrouens, moenie nou loop nie, moenie kwaad wees nie. Spreuke 31 praat van 'n koning Lemuel. Nêrens in die geskiedenis lees ons van 'n koning Lemuel nie. Wie's dit? Dis Salomo. Dis Salomo se ma Batseba wat vir hom leer, en daardie Lemuel is haar die hoorendes sukkel met daai. Ons doofes kan sê daai naam, daai troetelnaam, daai lieflingnaam, wat party maas vir hulle seuns gee. Nee. En hierdie ma sê vir Lemuel, wat beteken uitgekies. Dis dieselfde as om te sê eenkant gesit, geheiligde. So lyk 'n droomvrou. Ag, en julle ken die storie. Julle weet, ek weet die vrouens lees dit baie en hulle oefen en hulle probeer, nee. Maar as ons net lees, sy's betroubaar, sy werk hard, sy doen baie dinge, sy hou haarself besig. Die Bybel sê sy maak wins vir haar man. En dan nou die moderne, die een Engelse vertaling sê dit mooi. Sy bestel haar goed van ver af, sodat dit betyds kom. Elise, nee, bestel haar goed by Timo of Shine of wie's dit, en dit kom betyds en alles is reg, nee. So, is dit sien? Okay, goed. So daar's iets aan 'n vrou wat haar man laat goed lyk. Hoor jy liefie? Nee. Hang on. Is ons nie die bruid van Jesus Christus? Is ons nie sy vrou? Is ons nie die kerk van Jesus Christus? Is daar die beskrywing as Jesus die heilige uitverkiesde is, die een deur wie ons verlossing kom, dan pas hierdie woorde by ons as kerk. Is ons besig om so te leef dat daar groei is? Dat die mense ons man vir Jesus eer, omdat hulle sien daar is vrug op ons lewens. Hierdie vrourol, man, 'n vrou is 'n wonderlike ding. Die kinders maak so, jy gee 'n vrou 'n saadjie, mikroskopies klein. Nee, sy gee jou baba. Hoor hoop. Jy maar verstaan nie wat ek sê. Baie maal ons bid die Here, Here, ek soek 'n nuwe groot. Ek wil 'n nuwe kar hê, ek wil 'n nuwe huis hê, ek wil 'n ander lewe hê. Hy het jou geantwoord met saad. Het jy dit laat groei? Baie maal is ons kwaad vir die Here, want ander mense het en ons het nie, of ek wil groot hê en ek het klein. Hier is die antwoord. Priester, die Here. Here, dankie vir wat U vir my gegee het. Dankie dat hierdie saad is vir my wat kan groei.
Dankie dat ek kan goed van ver bestel en het sal betyds kom. Ek sien dit nog nie, maar dit kom. Dit is op 'n lorry iewers. Of 'n skip of 'n vliegtuig. Maar dit kom. Maar kan jy sien dat as jy getrou is in die saad, in die klein, kan jy 'n baba, kan jy 'n lewe, 'n toekoms verwag. Nou is die vrou se nie so kwaad vir my nie. En dis hoe God gewerk het. En ek wil vanaand vir iemand bemoedig en sê, jy dink die Here het van jou vergeet. Nee, daar's saad. Daar's saad. Praat met die Here oor jou saad. Gee jou kinders hoop. Daar's 'n toekoms. Want saad groei. En babetjies groei. Die Here is so kreatief. Toe hy wou visse maak, toe praat hy met die see. En hy sê, bring voort. Visse en seediere in. En hy praat met die lug. En sê, gee voëls. En hy praat met die aarde. Vir plante en diere. Maar wanneer hy die mens maak, praat hy met homself. Kom ons maak mense na ons beeld. Alles is opdrag na buite. Maar wanneer hy jou maak, praat hy met homself. Want soos hierdie vrou van Spreuke, is jy meer werd as korale. Jy is vir hom baie, baie duur, baie, baie kosbaar. En hy het jou baie lief. En hy beskryf sy liefde vir jou, ons ken dit baie goed. 1 Korintiërs, net vir die hoornis vir interessantheid. Die gebaar vir Korintiërs is stry, want hulle het so baie gestry. En Paulus het nodig gehad om met hulle te praat en hulle te herinner aan die liefde. En julle almal ken dit, 1 Korintiërs 13. Maar nou aan die einde van daardie, waar hy verduidelik hoe lyk liefde, sê hy iets baie, baie belangrik. Hy sê, daar's hy, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek hierdie dinge van 'n kind afgelê. Liefde word beskryf. God word beskryf. Nou ek het nou 'n kleinseun. En natuurlik is hy die mooiste en die oulikste ding in die wêreld. Maar kan ek dit vir jou sê? As hy kom kuier, hy wipe jou dagboek. Nee. Elise kry niks gedoen nie. Nee? Kom aan, al die oumas weet waarvan ek praat. Nee. Hy is so oulik, maar hy is eintlik baie, baie selfsugtig. Nee? Babetjies is net oulik. Verder is dit eat, sleep en poep. Sorry, ek is in die kerk. Maar dis wat babas doen. En tog is ons so lief vir hulle. Maar jy kry ook geestelike babas. Ek wil nou hê. Ek is nou dors. Die Here moet my nou antwoord, anders gooi ek 'n tantrum. Is dit waar? Ja. Baie van ons is nog, en Paulus sê, okay, ons gaan nou by daai kom. Toe ek 'n kind was, het ek gemaak soos 'n kind. Maar jy moet groei na 'n man of valor. En daar die Engelse Bybel sê dit mooi, daar waar hy sê, maar nou dat ek 'n man is, but now that I am a man, now that I've become a man, daai become is, now that I've been reborn as a man.
Nou dat ek wedergebore is as 'n man van God, 'n dapper held, 'n man of valor, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want ek verstaan, my lewe gaan nie net oor my nie. Want 'n man of valor gaan in as 'n priester. Hy hoor by die Here, hy kom uit as 'n profeet en hy heers. Dis hoe 'n dapper mens lyk. Dis hoe ek en jy moet lyk, want ons lewe moet vrug dra vir God. Nou is dit nie meer, ek kry nie wat ek wil hê nie, maar dis, o Here, wat sê u? Wat wil u hê? Die koning van die konings, Jesus Christus, het hierdie baie diep verstaan. Hy bid vir sy disippels. Hy praat met sy Vader oor jou. Hy praat met jou oor sy Vader. En soos 'n goeie koning, drywe, nee, gee sy lewe. Jy wil 'n koning wees? Gee jou lewe vir hom. Jesus se koningskap is daarin dat hy gedoen het wat sy Vader wou hê. En daarom is hy nou die koning van die konings, want omdat hy gedoen het wat sy Vader wou hê, kon hy opstaan uit die dood en oorwin, en jy is die erfgenaam. Dis mooi, oorwin en erf is dieselfde gebaar. Want om te oorwin is om te erf, om te kry. Elke storieetjie, elke vee, dis nou verbeelding, vee verhaal, het die storie van 'n beeldskone prinses in 'n toring. Nee, Samuel. Nee. En dan is haar draak. Nee. En dan is haar dapper soldaat wat haar moet red. Jy is die prinses. Die duiwel, die vyand is die draak. Maar Jesus is die dapper held wat die draak verslaan het en die prinses se hart gewen het. Selfs die veeverhale kopie die oorspronklike storie van 'n geliefde wat van 'n draak gered word deur iemand wat sy lewe gee, wat dit waag. My dapper held, Jesus Christus, is ook nou hier. En in Getsemane, in die tuin, julle ken die storie, het hy op sy knie gegaan en sê, Vader, op die einde, u wil, nie myne. Daar is daar die bekende vers, en ek is jammer, ek het hom nie neergeskryf nie, maar daar is, rise before your king, man of valor, staan voor jou koning, maar dit is nie staan, dit is rise. Nou as jy wil rise before the king, moet jy eers laag wees. En as jy laag is,
Ja, gesien hoe lyk dit as 'n ridder geslaan word? Dis wanneer ons laag is, dis wanneer ons nederig voor die Here is, dis wanneer ons onsself verneder en sê, Here, nee, Here, U wil, nie my wil nie. Wanneer ek my verneder voor die Here, kan ek rise as a man of valor, kan ek my doel bereik. Wanneer ek in die heiligdom ingaan, soos 'n priester, en ek erken Jesus Christus as die hoë priester, wat my sonde betaal het, wat met God gepraat het oor my, dan kan ek opstaan en uitgaan, en vir jou vanaand hoop gee, dat ek en jy sal heers as konings. Here, maak ons getrou aan die saad van U woord, wat U vir ons gee. Ek wil vanaand iets doen. Ek het dit nie vooraf beplan nie. Maar ek wil vanaand vir jou uitnooi. Ek is nie waardig nie. But if the same Spirit that rose Jesus from the grave lives in me and in you, dan kan ek vanaand, en ek wil dit graag doen, en of dit nou een mens is, en of dit meer is, maak nie saak nie. Maar ek wil vir jou vra, as jy voel jy is op 'n lae plek, as jy 'n krisis het, of jy voel net, rubbish, ek is nie goed genoeg nie, of jy het iets waaroor jy baie bekommerd is oor jou toekoms, dan wil ek in die eerste plek vanaand vir jou priester. En dis eenvoudig. Ek wil net hê jy moet kom, en soos 'n priester van ouds, soos Jesus self, wil ek met die Vader praat oor jou. As jy my wil toelaat. So my uitnodiging is dit. As jy 'n uitdaging het, en jy weet jy gaan moet man up, as jy weet jy moet dapper wees, as jy voel daar's nie vrug in jou lewe nie, jy probeer maar jy slaag nie, kom net vorentoe. En al wat ek wil doen, is om met die Here te praat oor jou. Ek wil net jou naam vir hom gee en sê, Here, sien raak hierdie persoon. Ons kom na U toe. Ons verneder voor U. As jy gebed nodig het, ek wil met die Here oor jou praat. Is welkom. Here, die heilige, almagtige Skepper God. Here, ons wil versigtig tot U troon nader, want ons erken U is heilig. Daar's niemand soos U nie. Daar's niemand wat kan doen wat U doen nie. Here, ons wil hierdie mense kom priester, ons wil hulle name voor U kom noem. Want dis waar die heerskappy begin, wanneer ons onsself verneder voor U. En dankie Here, dat wanneer ons vanaand hulle name voor U noem, U reeds die profesie, reeds die hoop, reeds die genesing, reeds die antwoord genereer. En die oorwinning, die erflating gee. In Jesus naam.
mannetjie na U toe. Here, in heiligheid. En ek vertrou U. Dankie Here dat U haar raak sien. Spreek oor haar heerskappy in Jesus naam. Ek bring vir die Colleen na U toe in die naam van Jesus. Ek waag dit in U heiligdom en ek vra Here, sien hierdie kind raak. Antwoord haar in Jesus naam. Dankie my koning. Here was salam. Is jou naam? Betsy. Here, ek bring vir Betsy na U toe. Ek noem haar naam vir die Here soos 'n priester en ek vra Vader dat U oor haar sal profeteer en dat U oor haar vir haar die oorwinning, die heerskappy sal gee in Jesus naam. Oh Here, dankie vir Sarah. Dankie Here dat ek vanaand haar naam vir U kan noem. Maar vir U kan gee, Here, as 'n heilige offer. Dankie Here dat daar oor haar sal kom profesie en oorwinning in Jesus naam. Dankie my koning. Daar was Wat is jou naam? Pieter. Here, ek bring vir Pieter na U toe. U sien hom, Here. U sien hom. U het vir hom gesterf. Here, en ek bid vir genesing na gees, siel en liggaam. Here, ek kan hom nie genees nie, maar as dieselfde gees wat U opgewek het in ons is, kan ek hom na U toe bring in U vertrou, Here. Ek priester hom, ek bring hom voor U. Dankie Here dat daar oor profesie sal wees en oorwinning in Jesus naam. 'n Getuienis tot U Here verheerliking. Dankie my koning. Nikki. Here, ek bring vir Nikki na U toe. Soos 'n priester, Here, kom noem my haar naam voor U. Ek vra dat U aan haar raak, Here, dat U haar raak sien, dat U haar antwoord. Vader, dankie dat ek haar aan U kan opdra, dat daar oor haar profesie sal wees en oorwinning in Jesus naam. Dankie my koning. Daar was. Is jou naam? Taimi. Here, soos 'n priester van ons bring ek vir Taimi na U toe. Here, ons waag dit in U heiligdom, want U nooi ons. En ek bid, Here, in die naam van Jesus, dat U haar sal raak sien. En ek sê, Here, dat U oor haar sal profeteer en dat daar vir haar oorwinning sal wees, heerskappy in Jesus naam. Dankie Here dat sy nie op bang te wees vir die toekoms nie, want U is daar. Sy sal oorwin. Dankie Here. Dankie Here dat ook die mense oor wie sy bekommerd is, dat U ook vir hulle, wanneer sy hulle name voor U noem, dat U haar antwoord. Dankie Here dat die oorwinning nie by haar stop nie, maar dat dit deur haar, omdat sy 'n mamma is, oordra na haar familie in Jesus naam. Wat is jou naam? Petrus. Oh. Here, dankie dat ek vir Petrus aan U kan opdra. Soos 'n priester van ouds bring ek hom na U toe, Here. En ek vra dat U vir Petrus raak sien, Here, U ken hom. En ek vra Vader dat daar profesie hom sal wees, dat daar reaksie sal wees en dat hy sal heers, dat hy sal oorwin in Jesus naam. Dankie my koning. Wat is jou naam? Doreen. Here, ek bring vir Doreen na U toe. Soos 'n priester van ouds bring ek haar in die heiligdom in en ek vra my God en my koning dat U haar raak sien. Dankie Here dat U haar raak sien, dat U oor haar laat profeteer en dat U oor haar heers en dat U vir haar heerskappy gee vir haar en haar mense. In Jesus naam. Dankie Here. Here, ek bring vir haar rede na U toe. Vader, ons kom in die heiligdom. Ons is nie waardig nie. Ons kom nederig na U toe, Here, en ek noem Elreda se naam voor U.
ek sê dankie Here dat U haar raak sien, dat U oor haar laat profeteer en dat sy sal heers in Jesus naam. Dankie Here. Prys U wonderlike naam. Amen. Is jou naam? Janai. Here, dankie dat ek en Arida saam Janai na U toe kan bring en kan saamstem, my God en my koning, dat U haar raak sien. U ken haar vrese, U ken haar bange, U ken haar onseker. Maar U sien haar as 'n dogter. U sien haar, Here, as iemand wat reeds die saad van U woord in haar het. Dankie Here dat U haar raak sien, dat U oor haar sal profeteer en dat sy sal heers in Jesus naam. Prys U wonderlike naam. Amen. Wat is jou naam? Ansie. Here, ek bring vir Ansie na U in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, ek kom na U toe as 'n priester en ek dra vir Ansie aan U op en ek vra Here, sien haar raak. Dankie dat U doen, Here. Dankie dat U oor haar laat profeteer en dat haar heerskappy vir haar op pad is. Dankie Here dat sy in elke saak sal oorwin, omdat ons U glo, omdat U Gees in ons woon en omdat U haar opwek. Dankie Here dat dit met haar en haar mense sal goed gaan, omdat sy kies om haar voor U te verneder. Prys U wonderlike naam. Dankie dat die oorwinning haar is. Dankie Here. Vir Willem na U toe. Vader, ek kom versigtig, want ek self is nie waardig, maar deur die bloed van die lam, Here, kom ek vrymoedig na U as Vader. En ek sê, Here, dankie vir Willem en dankie dat U hom raak sien. Dankie Here dat U sy benoudheid ken, sy omstandighede ken. En dankie Here dat U hom 'n dapper help wat oor hom profeteer. En vir hom sê, Willem, gaan in hierdie krokodilkrag van jou. Ek gaan voor jou uit. Jy en jou mense sal oorwin in Jesus naam. Is jou naam? JP. Ek sal vir JP en ek bring hom na U toe in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vader, ek kom omdat Jesus, U Seun, U self gesterf het. Dankie Here dat daar by hom vanaand die behoefte is om te sê, Here, U wil. Here, en ek noem sy naam voor U en ek vra Here dat U vir JP sal verlos van enige vorm van slawerny, dat hy sy belofte sal vat, dat hy sal heers en dat U en sy mense, Here, sy mense in die toekoms sal hê, dat hy U vereer en dat sy mense U saam met hom sal vereer. Ek spreek dit oor U, Here, in Jesus naam. Amen. Worth the living just because He lives. So net daar waar jy sit, steek net jou hande op en sê, Here, dankie dat U my verlos het. Dankie dat Egipte agter my is. Maar dankie Here dat U vir my die beloofde land gee en dat ek ander kan help om hulle belofte te kry, want dit verheerlik U. Ek hoop nie jy is hastig nie. Here, ons bid saam vir daardie jong klomp wat daar agter sit. O Here, U ken elkeen se naam.
En ons bring die jong mense van hierdie gemeente. Vader, ons bring hulle na U toe. En ons as vaders en mammas van hierdie gemeente sê, Here, ons sal ons kinders se name voor U noem. Ons sal ons gesin, Here, as man sal ek my vrou en my kinders se name voor U noem. Ek sal hulle priester en ek sal oor hulle profeteer. En daarom, Here, sal ek verklaar ook vanaand dat elkeen van hierdie jong klomp wat vanaand in hierdie diens is, omdat U 'n afspraak het. Ja, Here, ek weet daai een jong man het net gekom omdat sy meisie kom en hy wil haar hand vashou. Maar dis oukei, want U het 'n afspraak om ook te sê, die blote feit dat jy vanaand hier is, sê ek sien jou raak. Ek droom oor jou, ek het planne vir jou. En ek sal my heerskappy deur jou laat vloei. Sê, Here, ek vat wat U vir my beloof. Want ek verneder my voor U. Ek wil mooi hoor wat U sê. En ek wil heers as 'n koning, sodat daar groei is. Sodat U verheerlik word. Want ek weet, daar waar U verheerlik word, daar seën U. Daar's nie 'n kort pad, name, claim, frame, dis myne, net omdat ek so gesê het nie. Nee. Ek aanvaar, Here, dat my oorwinning op my knieë voor U is. Miskien moet jy vanaand jouself priester voor die Here. Miskien moet jy self kom in die naam van Jesus Christus, ons hoë priester, en kom en sê, Here, ekskuus dat ek vergeet om vir my mense te bid. Ekskuus dat ek opgegee het op party. Ek wil dit regmaak. Ek wil opnuut hê U moet my herinner. Ek wil amper sê U moet my pla. Sodat ek nie vergeet om te bid vir my mense nie. Dat ek nie vergeet om te bid vir ons volk nie, Here. Vir ons land. Dat ek op my knieë voor U sal wees. En dat ek deur U sal bekragtig word om uit te gaan met 'n boodskap van hoop en lewe, dat dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, lives in me. Here, dat ons profete sal wees wat hoop bring, wat lewe bring. En dat U koninkryk sal gebeur. Here, dankie, dat net omdat ek of enige van hierdie mense op 'n plek is daar die plek beter. Is daar 'n verskil, is daar groei. Want U Gees in ons. Dankie, Here. O Here, ek bid dat U, terwyl ons nou ook Paasnaweek afsluit en begin fokus op die werk van U Heilige Gees. Vader, dat U opnuut deur U Heilige Gees in hierdie gemeente en elke plek waar mense voor U buig om by U te hoor, dat U Heilige Gees sal werk en dat ons instrumente sal wees tot U eer en verheerliking. Vader, U wil, want U wil is goed. Deur U wil het Jesus gesterf, opgestaan, en kan ek en almal wat glo oorwin en heers. Dankie, dankie, dankie Here. Amen. Amen. Amen.
Baie dankie vir die voorreg. Sal jy onthou, wanneer jy na die Here toe gaan, gaan die priester, jy gaan nederig met 'n offer. Hy is heilig. Wanneer die Here vir jou 'n woord gee, moet nie terughou nie. Praat, want dit is sy gees in jou. Victory is yours. Amen. Baie dankie. Dankie Andries. Japie. Baie dankie, Pastoor Dirk. Dis 'n awesome woord. En die moeite werd om ons harte te bewaar en te doen. Het lyk amper of ek gebaretaal praat. Nee, ek het dit nie nodig. Ons gaan afsluit met 'n laaste liedjie. Voor ek vergeet, almal wat aan die kruisstasies deelgeneem het, en die wat ook kan, ons môreoggend kom help. 8:00 is ons hier so almal, dan ruim ons gou op. Hoe meer ons is, en hoe gouer ons werk, hoe gouer ons by die huis. Baie dankie. Dankie Annelie. Kom ons kan ons the goodness of God sing. Dankie.
Prys die Here, ek wil vir Dirk sê baie dankie dat hy vanaand hier was. En dankie ook, hulle is maar uil gesaai, maar hulle is hier. En ek is bly vir 'n paar van sy gemeentelede van die Gloria gemeente Verdowes wat saamgekom het en hulle weet mos ek is die Soenendruk pastoor. Jy sien, so baie seëninge vir julle en baie dankie. Nou, ons gaan afsluit en weet julle wat, ons het 'n wonderlike kruisstasie week gehad hier tydens Paas. So miskien baie minder mense gehad as 2 jaar terug, maar weet jy wat, dit was die moeite werd. En ek dank die Here, want Pieter is seker so 20 jaar terug dat hierdie visie gebore is en ons het net nooit gedoen nie tot 2 jaar terug. En nou, onthou toe ons aan Randburg was en gaan kyk het. En dit is seker omtrent 20 jaar terug, maar die Here is goed. En die Here is wonderlik, so baie dankie vir elkeen. En asseblief gaan maak 'n laaste draai deur die kruisstasies. My span sal nou uitgaan, ons gaan dan afsluit en dan asseblief die teetuines daar gaan ondersteun hulle. Daar is lekker warm melkkos te koop en is baie goedkoop, so gaan geniet dit. Daar's ander goedjies ook te koop en die Here seën. So stap 'n laaste keer deur. Ons gaan seker nog so 'n uur oop wees. En vir die laastes om net deur te stap. As jy nog nie deur was nie, gaan doen dit vanaand. Dis 'n belewenis. Die kruisstasie 1 tot 4 is hier buite en dan draai jy regs en dan kruisstasie 5 tot 10 is hierdie kant. En geniet dit. Kom ons gaan afsluit. Kom ons sluit ons oë en ons sê vir die Here dankie. Here, dankie vir 'n wonderlike Paastyd. Dankie vir 'n wonderlike besonderse tyd wat ons kon gehad het met die kruisstasies en alles wat daarmee saamgaan. En wonderlike mense wat dit beman het. En ag, dit was net besonders. En ek weet, U gaan vir ons seën, U gaan vir ons onderneem en help. En Jesus, waar ons môre ook moet afslaan, dankie vir almal wat gaan help. En Here, ons gaan vinnig klaar kry. U gaan vir ons help, want U is goed. En al die lof en die eer kom U toe. Amen. Baie dankie, die Here seën, asseblief kuier saam met ons en gaan maak 'n draai by die kruisstasies. Dankie.